Bekende skrywers word dikwels aangehaal, maar ons hoor selde iets van hulle huweliksmaats. 'n Uitsondering is James White, die man van Ellen G. White, die vroulike skrywer wie se werke die meeste ter wêreld vertaal is. James White was self ook 'n skrywer, onderwyser en prediker. Onder sy vele insigte in hierdie eenvoudige maar kragtige uitspraak oor gee. Om te gee is 'n ambag wat net so goed soos enige ander ambag aangeleer moet word. Ervaring wys dat dit dikwels makliker is om geld te verdien as om dit verstandig weg te gee. Vrolik en bedagsame vrygewigheid, soos James White dit gestel het, kom nie van self nie. Dit moet aangeleer word. Maar hierdie leerproses is nie altyd maklik nie. Sommige mense wat gereeld gee, het selfs deur kanale wat doeltreffend gelyk het, die teleurstelling ervaar om sake te ondersteun wat later ondoeltreffend of misleidend geblyk het. Tog geld Paulus se woorde vir hulle, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Die beloning wat God beloof, gaan nooit verlore vir die wat volhard om goed te doen nie. Ons kan dankbaar wees vir die sterk wêreldwye stelsel van geldbestuur wat God aan die 7-dagse Adventiste kerk gegee het. Van plase kerktesouriere tot auditeure en finansiële bestuurders het God sy kerk geseën met 'n getroue span rentmeesters wat die insameling en gebruik van gawes wat aan hom toegewy is, sorgvuldig en bidtend bestuur. Terwyl ons tiendes en belofteoffergawes teruggee, laat ons vrywilligheid beskou as 'n God-geleide ambag, een wat ons met getrouheid en vreugde aanhou aanleer. Laat ons onsself laaste stel en God eerste.